Het jy al ooit gevoel jou lewensmaat en jy verskil heeltemal? Die ene wil net spandeer en die ander ene wil net spaar en opgaar. Moenie bekommerd wees nie, jy is nie alleen nie. Luister graag hierna. In die vorige sessie het ons gepraat oor hoe ons met geld kan werk in 'n huwelik. As dit by geld kom, wat sekuriteit en elke lewensmaat het 'n ander gevoel en 'n ander idee hoe die geld moet gespandeer word en hoe oorkom ons daai verskille, hoe kom ons by mekaar en besluit oor die groot goed. Julle kan gerus die vorige episode gaan luister hoe ons geld vir ons in 'n huwelik laat werk en dan 'n paar praktiese voorbeelde hoe dit gaan werk om 'n begroting saam te sit en hoe om die finansies goed te hanteer. Vandag praat ons oor verskillende persoonlikhede, verskillende idees. My vrou is iemand wat baie graag spandeer, maar sy het ook tog my waarde in kwaliteit goed geleer, waar ek altyd goedkoop sou gekoop het om dalk nie so baie geld te spandeer nie, het sy weer vir my geleer, as jy een keer koop en jy koop reg, dan hou dit vir jou jare en jare en jare, en nie net by groot goed soos meubels en voertuie en so nie, maar ook met klere. Kwaliteit maak 'n groot verskil. Ek dink ons almal het al gehoor, goedkoop is duurkoop. So as jy die goedkoper opsies vat, dan gaan jy dit weer koop in die volgende seisoen en weer koop en op die einde van die dag betaal jy eintlik meer as wat jy net in die begin baie meer betaal het, maar vir goeie kwaliteit wat sy waarde oor 'n lang termyn sal dra. So die een spandeer graag en die ander ene spaar weer graag. Om by mekaar te maak en seker te maak as genoeg vir môre. Sekuriteit, ons wil graag sekuriteit bring. Ek het weer so 'n persoonlikheid. Ek wil graag hê dat my familie en my gesin voorsiening het, nie net vir vandag nie, maar ook oor 5 jaar, 10 jaar, 15, 25 jaar. As die mate ook as ek nie daar is nie, dat daar generasies na is, wat nog steeds 'n voorsiening van my ontvang. Dit is my hart. En hoe bring jy hierdie twee persoonlikhede by mekaar, sodat al twee 'n insaai in hulle finansies. So wat lekker is van die woord van God, is daar soveel wysheid en daar soveel insig in, en dis hoekom ons altyd maar net terugkom na die woord. So ek lees vir ons vandag Psalm 133. As broers eengesind saamwoon. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Dit is soos 'n reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Psalm 133 praat van broers wat eengesind is, en hierdie broers is kinders van God. Dit is nie net vir die manne nie. Hierdie is manne en vrouens in Christus, waar hulle eengesind is. Dit is vir die Here so mooi. Nou praat hy van salfolie wat val op die hoof en wat na die baard loop. So daar is 'n salwing as daar eenheid kom. En hy gaan so ver as om in vers 3 te sê, daar waar broers saam word in hierdie eenheid, wat saam is in 'n eenheid. Dink aan 'n huwelik waar 'n man en 'n vrou soveel eenheid het. Hulle stem saam oor die groot goed, maar daar's genade rondom die klein goed. Daar skenk hy sy seën. Dis asof God sê, ek kan dit nie help nie, maar as ek daai eenheid sien, dan gaan my seëninge net na daai rigting toe. Dit vloei net outomaties. Ek kan nie anders help om net te seën en te bless en dat daar voorspoed en guns op daai kappel is, waar daar 'n eenheid is, 'n mate van 'n eenheid, sodat daar ook 'n salwing kan wees, en laat hulle net groot goed saam sal oorwin en bereik, en dis waar daai skrif inkom, dat God kan bo ons vermoë doen, hy kan bo wat ons dink en droom, kan hy net bring, en hy kan voorsien, en hy kan vir ons 'n wêreld wys wat ons eens nie gedink het moontlik is nie. Op hierdie skrif vandag wil ek daai gedagte in jou plaas as jy in jou huwelik dink. Hoe kan jy bo dit wat julle twee saam beplan en droom, hoe kan julle dit bereik? En dit is net deur God se salwing en om eenheid te bring, al is ons verskillende karakters.
So in 'n huwelik het jy hierdie verskillende geldpersoonlikhede, as ons dit so kan noem. Die een wat spandabelrig is dalk vir my, bring weer tog soveel pret en avontuur in die huwelik in. Hulle sien geleenthede vir vakansie en wegbreek. Hulle maak dit moontlik dat jy nie net opgaar en nie jou finansies geniet nie, maar hulle maak dit moontlik dat jy ook, of in hierdie geval dat ek ook kan sien van geleenthede hoe ons dit as saam kan geniet en waardevolle herinneringe kan bou, as 'n ware 'n saamlewe resep. So moenie daai geldpersoonlikhede verwar nie. Die ander ene wat weer wil spaar en bymekaar maak, hulle bring weer sekuriteit en hulle maak weer seker dat daar 'n porsie is vir wanneer die lewe maar 'n bietjie gebeur. As dinge skeef gaan, dan is daar ekstra fondse. Hulle maak seker dat daar 'n mate van sekuriteit is en ook 'n langtermynvisie. So daar's 'n korttermyn genot en pret en plesier wat jy ook jou finansies kan gebruik, wat die een persoon in die huwelik bring en die ander een stabiliteit en langtermyn visie. En albei het 'n mate van 'n rol in die huwelik. En dit is so mooi dat die Here hierdie twee persoonlikhede altyd by mekaar sit en sodat ons ook kan leer van mekaar. Ons is nie in vyandskap nie, ons probeer nie die ander persoon verander of manipuleer sodat ons goed kan gebeur wat op ons hart, wat ons met ons finansies wil doen nie. Nee. Ons bring eenheid en ons hoor mekaar se harte en ons werk saam, want albei het iets om te bied in die huwelik. Hier is die uitdaging vir die week. In hierdie week laat elke huweliksmaat hulle top 3 finansiële doelwitte neerskryf. As dit van 'n plesier is, wegbreke, vakansie, dalk 'n groot aankoop vir die huis, laat hulle dit neerskryf. Hier's vryheid. Elkeen kry geleentheid om sy persoonlikheid, sy persoonlikheid net uit te bring en te sê, dit is wat ek graag wil hê. En laat dit spontaan kom en laat dit in 'n baie gemaklike en 'n fun manier gebeur. Skryf hierdie top 3 en dan kom julle by mekaar en deel mekaar se harte. Laat verstaan vir die ander huweliksmaat dat dit is regtig waar op my hart is. En hier moet die ander ene hoor en luister. En sit dan die planne by mekaar en kyk waar julle 'n middelgrond kan kry, 'n kompromie, sodat elkeen voel dat hy gehoor is en hy te sê oor julle gesamentlike fondse. Kies dan een doelwit saam en werk daaraan in die volgende maand. Kyk of julle in 'n kort termyn net saam na dieselfde doelwit toe kan kom en 'n wen te kan kry, sodat julle kan sien, ons is eintlik sterker as ons saamwerk en nie teen mekaar werk nie. Ons is nie in vyandskap nie. Ons wil nie mekaar verander, ons wil juist mekaar se harte hoor en in dieselfde rigting ingaan, sodat daar 'n seën kan wees, want ons is in eenheid in die huwelik. Net ter afsluiting, onthou julle hoef nie dieself te wees nie. Dit is so pragtig dat God verskillende persone by mekaar sit. Identifiseer daai verskille en gebruik dit as 'n sterkpunt van elkeen. Kom ek sluit ons af. Dankie Here Jesus, laat ek sommer net weer seën en guns kan spreek oor hierdie huwelike wat dalk luister. Here bless hulle finansies en laat hulle 'n gelyke grond kan kry, waar hulle mekaar se harte en se drome sal hoor in Jesus naam. Here, laat daar salwing sal wees, waar U net sal seën en guns bring in Jesus naam bid ek dit. Amen. Baie dankie dat jy geluister het vandag, dat jy kan deel wees, dankie dat ek ook dalk in jou huwelike inspraak kan lewer oor finansies, en ek bid dat jy regtig waar net van oorwinning tot oorwinning gaan. Ja, en huwelike was altyd God se idee gewees, en ons moet leer om glorie vir hom te bring ook daarin. Tot 'n seën.